Maar die apostel Paulus verkondig op die ou einde 'n vreemde God, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig. Absolute, radikale, reglynige waarheid. Nie 'n bietjie hiervan en 'n bietjie daarvan en 'n bietjie daarvan nie. Die absolute waarheid van een God, sy seun en sy seun het opgestaan. En daai opstanding het sekere implikasies. Goed, ons kan maar begin. Ons is vandag by die boek Handelinge in die 17de hoofstuk, die 15de vers. Kom ons vra die Here vir sy leiding en die genadige werking van die Heilige Gees. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U nie vir ons 'n onbekende God is nie. Dat U Uself geopenbaar het aan ons en dat die waarheid by ons uitgekom het en dat ons dit geglo het. Ons dankie vir die genade van die verbond, dat hierdie waarheid nou al geslagte heen met ons is en dat U wat 'n getroue Vader is in ons Here Jesus Christus, wat met sy kerk is deur al die eeue, dat U die werk sal volëindig wat U in ons begin het. Ons vra dat U ons sal vergewe daar waar ons self tekort skiet in ons getuienis, daar waar ons dan ook volgens die kultuur van die dag onwillig is om ons Here Jesus Christus in al sy heerlikheid te verkondig, die genade van sy opstanding en die verskriklike waarheid van sy wederkoms. Ons bid dat U ons dan ook sal lei, dat ons hierdie gedeelte beter sal verstaan, en ons bid dat U met die kerk sal wees van alle eeue, aan wie die opdrag is, om hierdie waarheid uit te dra in alle volke, tale en nasies. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. So, die saadjie is geplant in Thessalonika en ook in Berea. Ons het verlede keer daaroor gelees. En nou die apostel Paulus, eintlik sonder Timoteus en Silas, het hy in Athene aangekom. Hy is daarin begelei, so lees ons in vers 15. Nou ons gaan die hele gedeelte lees tot aan die einde van vers 34, maar ons sal uiteraard vandag nie by alles uitkom nie, so ons sal, as die Here wil, volgende keer weer daarna moet kyk. En die wat Paulus begelei het, dis vers 15, het hom tot by Athene gebring, nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die epikuriese en stoïsynse wysgeere het met hom gestry. En sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode,
omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris en ander, saam met hulle. So hier het ons heeltemal 'n ander omstandigheid, 'n ander opset as wat die apostel Paulus tot dusver gewoond was om sy werk te doen. En daar in Antiochia, daar vandaan waar hulle gestuur is, daar was wel mense uit die heidendom uit, maar baie meer, kan ek nou maar sê, die rou heidendom, en natuurlik die Jode met hulle sinagoges. En so het hulle na Cyprus toe gegaan, het hulle in Klein-Asië deurbeweeg, en ook daar was hulle gedurig in kontak met Jode genote, godsdienstige mense, en dan rou heidene. Ons het nou, kan nog onthou wat daar by Iconium gebeur het, en so meer dat hulle, omdat daar 'n wonderwerk plaasgevind het, hulle self as gode vereer is. En dan die oortog daarna Filippi toe, daar waar daar nie eers 'n sinagoge was nie, maar daar was 'n paar godsdienstige vroue wat daar by die rivier by mekaar gekom het, en daar het die apostel Paulus 'n vrugbare aarde gevind, maar ook geweldige teestand. Hulle beland in die tronk, hulle moes ook weer daarvan na verder, Thessalonika, waar dit ook goed gaan, maar ook nie so goed gaan nie, en dan na Berea, waar dit ook aanvanklik goed gaan, maar dan kom daar weer opstand. Maar nou is Paulus in Athene en het vir Timotheus en Silas agtergelaat, waarskynlik om die gemeente verder op te bou en te bemoedig en aan te moedig, of die
dalk ook in Thessalonika, ons is nie seker nie. So hy is nou in Athene, maar Athene was 'n stad van groot kulturele betekenis en filosofiese betekenis. Dit het al 500 jaar voor Christus het dit al begin daardie betekenis aanneem toe die Griekse filosowe tevoorskyn gekom het. Mense wie se invloed tot vandag toe dwars oor die wêreld en veral die westerse wêreld van groot belang is. Ons weet van filosowe soos Aristoteles en Plato en so meer en dat hulle die Grieke nie net 'n pantheon van afgode gehad het nie, maar dat hulle ook besonderse diep denkers gehad het, dat hulle mense gehad het wat baie diep nagedink het oor die toestand van die mens en oor sy soeke na sin en sy soeke na betekenis in die lewe en hoe kan hy in 'n samelewing leef en so meer en daar het ongelooflike indrukwekkende denksisteme na vore gekom. Soveel so, en ek dink ons het verlede keer dit genoem, toe die Romeine die Grieke militêr oorwin het hulle eintlik erken ook daarmee dat die Griekse beskawing, as ek dit so mag noem, dat dit ver bo dit is wat die Romeinse ryk na vore gebring het. Hulle het die Griekse pantheon van afgode oorgeneem, maar hulle het self 'n tradisie begin van filosowe, van mense wat diep nadink oor die lewe, mense wat vol lewenswysheid is en advies gee en so meer. Maar teen die tyd dat die apostel Paulus in Athene aangekom het, was daardie son van wysheid van die Grieke en van kulturele glorie was al besig om te sak. Dit was nie meer dit wat dit vroeër jare was nie. Dit het al 'n bietjie getaan in belangrikheid en in aansien. Dit was nog daar. Ek wil dit amper vergelyk met dit wat die toerist vandag sal vind in Parys. Parys se glorie, dit was hier in die 1920s en daarvoor gewees. En toe was daar baie groot filosowe gewees en kunstenaars en Parys was die absolute kultuurstad van die weste gewees. Jy was nog nie eintlik opgevoed as jy nog nie in Parys was nie. Maar deesdae is Parys is maar so 'n plek, jy weet, daar's nog sekere kunsmuseums en kultuurskatte daar teenwoordig, maar dit het nie meer daardie lewenskragtigheid wat dit gehad het vroeër jare nie. So was dit met die apostel Paulus wat in Athene aangekom het. Maar daar was van hierdie kultuurskatte was daar 'n ongelooflike hoeveelheid tempels, afgodsbeelde, wel soos ons nou vandag nog steeds van die Grieke weet. Hulle het vir elke een van die afgode, vir hulle hele pantheon was daar 'n hele reeks beelde opgerig, sommige van hulle met verstommende kunstigheid, dinge wat vandag nog by ons bly. En altare, met die apostel Paulus sien hierdie dinge en dit maak hom opstandig in sy gees. Daar word iets in hom wakker gemaak waarin hy 'n geweldige afkeer en opstand kry oor dit wat die toestand van die mens is. Eintlik soos elke Christen gelowige behoort te voel oor
dit wat in die wêreld rondom hom en ons aangaan. 'n samelewing wat alles aanvaarbaar is, waar jy jou oortuiging het en jy het jou oortuiging en jy het jou afgod en ek het jou afgod en die Engelse het 'n uitdrukking wat sê whatever floats your boat. Jy weet, wat jou ook al. Jy weet, wat ook al vir jou waarheid is goed. Die apostel Paulus kom in absoluut, hy kom in opstand hierteen. Dis nie dat hy onkundig was nie, dit was dat hy, juis omdat hy kundig was, ten opsigte van die waarheid, en ten opsigte van die Here Jesus Christus, en die Here Jesus Christus, en sy heerskappy, dit was vir hom 'n absolute werklikheid. Sy gees het in hom opstandig geword. Ons lees in Jeremia 20, Jeremia sê daar op 'n stadium, ek sal aan hom, dis aan God, nie meer dink nie, en sy naam nie meer spreek nie. En as dit die geval was, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. Met ander woorde, as ek probeer om die werklikheid van God buite myself te stel, dan word my hart soos 'n brandende vuur binne in my. Ek kan nie hieroor stil bly. Hy sê, ek het probeer hieroor stil bly, maar ek kan nie hieroor stil bly nie. Ek kan nie stil bly oor die ware God nie. En dit is hierdie afgodsbeelde wat dit in hom teweeg bring. En dan, soos in ander plekke, daar is 'n sinagoge, tipies, hy gaan praat met die Jode in die sinagoge en ook die godsdienstige mense. Dit was wel van daardie Grieke en die uitlanders, want Athene was ook 'n kosmopolitaanse stad. Dit was Paulus se normale gebruik, wat ons nou al dikwels van gelees het in die boek Handelinge. Maar hy het ook elke dag op die mark gaan praat met die wat hom teekom. Nou ons kan ons amper indink, daar is so 'n plek in Engeland, ek het nou die naam vergeet, waar mense wat op seepkusse klim, en dan kan elkeen kan sy gedagtes deel met wie ook al wil luister. Dit is daar is 'n spesifieke plek, maar die naam het my nou ontgaan, in Engeland. Ek dink nie dat dit is deesdae meer so oop daarso, en so liberaal soos dit was nie, want deesdae is dit daar baie meer onverdraagsaamheid in Engeland en in baie van die weste as wat daar selfs in Suid-Afrika is. Maar daar op die mark kon elkeen sy sê, en elkeen kon ietsie bydra. En wat eintlik hier in die agtergrond ook lê, is dat in daardie tyd was daar juis sulke praatjiesmakers wat so rondgegaan het van tyd tot tyd, en dan praat hulle en hulle verkoop dit wat hulle filosofies aan te bied het. Hulle godsdienst is amper ook soos ons deesdae kry op die markplein van Facebook. Jy weet, daar is allerhande mense wat allerhande gedagtes het en 'n aanhang opbou, en miskien op YouTube 'n klompie aanhangers kry, mense wat hulle volg. Jy weet, so baie mense wat volgelinge soek en wat volgelinge werf. So daar is Paulus by wyse van spreke ook op sy seepkus, maar hy trek aandag van wysgeere, epikuriese en stoïsynse wysgeere. So daar was bepaalde skole, filosofiese skole, wat hulle verteenwoordigers gehad het daar op die markplein, daar in Athene, en wat sien dat hierdie Paulus trek nogal aandag, en hulle begin nou met hom te argumenteer. Nou die Epikuriërs, hulle
Hulle het geglo dat daar eintlik nie 'n God is nie. Maar as daar 'n God is, die naaste wat hulle daaraan kan kom is iets soos die noodlot. En jy weet, jy kan nie teen die noodlot, kan jy nie stry nie. Jy moet die noodlot aanvaar. Dis nie iets vreemds vir ons nie. Baie mense praat van die noodlot in ons tyd. Die noodlot het bepaal. So daar is 'n God, maar ons is nie in beheer nie. En keisera, sera, whatever will be, jy weet, so wat sal wees, sal wees. Jy kan nie daarteen stry nie. Maar hulle het 'n verdere dimensie daarin gegee, die Epikureërs, deurdat hulle mense wou onderrig hoe om met hierdie omstandigheid saam te lewe, en hulle gedagte was dat jy eintlik maar die beste van 'n slegte saak moet maak en dat jy die lewe moet geniet terwyl jy dit kan. Nou, eerste oomblik as jy dit hoor, dan dink jy hulle was nou mense wat roekeloos geleef het, nee, laat ons eet en drink, want môre sterf ons, soos baie Afrikaners vandag leef. Maar hulle het tog 'n wysheid daarin gehad deur te sê, kyk, as jy roekeloos lewe, as jy net eet en drink en hoereer en so, dan gaan jy nie lank lewe nie. So jy moet gematig lewe. Dan sal jy gelukkig wees. So hulle het 'n lewensfilosofie gehad van gematigdheid, en dan daaruit vloei geluk. Die Stoïsyne was weer eintlik amper die teenoorgestelde. Hulle was baie bewus van God, maar God was vir hulle oral. God het ook hulle lot bepaal, maar hulle het hulle self onttrek. Hulle het gesê, jy moet probeer om so min as moontlik in hierdie lewe jouself bloot te stel. Emosies moet onder beheer wees. Dit in jou liggaam moet onder beheer wees. Jy kan alles ook maar net fatalisties aanvaar, maar jy moet 'n beheerste stoïsynse lewe waar jy nie jouself blootstel aan uitspattighede en emosies en so meer nie. So hier kom die apostel Paulus met 'n radikale godsbegrip wat presies teenoor al twee van hierdie skole staan. En hulle kom in 'n gestry. Ander het gesê, sommige het sê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Nou, die praatjiesmaker is 'n herhalende term, en letterlik in die Grieks beteken dit iemand wat saadjies pik. 'n Voeltjie wat saadjies pik. En hier 'n bietjie vat, en daar 'n bietjie vat, en daar 'n bietjie vat. En hulle het Paulus gelyk gestel met ander van die rondtrekkende filosowe wat probeer het om met, ek wil sê, tweedehandse wysheid mense te beïndruk. Jy weet, so 'n bietjie hier gesteel, so 'n bietjie daar gesteel, so 'n bietjie daar gesteel. Ons kan maar weer eens die vergelyking tref met dit wat mense op Facebook en op sosiale media, jy weet, so ietsie hiervan, so ietsie daarvan, en dan dink jy hierdie persoon is besonder ingelig of is besonder wys. Maar die apostel Paulus verkondig op die ou einde 'n vreemde God, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig. Absolute, radikale, reglynige waarheid. Nie 'n bietjie hiervan en 'n bietjie daarvan en 'n bietjie daarvan nie. Die absolute waarheid
van een God, sy seun en sy seun het opgestaan. En daai opstanding het sekere implikasies. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is. Nou die Areopagus was eintlik die plek waar die Grieke hulle nasionale vergadering gehad het, om dit so te stel. Is nie presies korrek om te sê dat dit soos die Suid-Afrika se parlement is nie. Maar dit is 'n plek waar mense bymekaar gekom het en waar die dinge van die stad bespreek is en waar daar ook regspraak gelewer is. Maar ons sien dat hier is 'n verskil met die vorige kere wat die Paulus voor die owerhede gesleep is. So hierdie was nie 'n hofsaak nie. Hierdie was 'n geleentheid om hom voor ek wil amper sê 'n meer uitgeleese verhoor sy saak te stel. Wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig is, want die bring vreemde dinge in ons ore. So hulle erken eintlik daarmee dat hy nie net nog 'n rondtrekkende praatjiesmaker is nie. En die rede word daarvoor vir ons gegee in vers 21. Want nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het vir niks anders tyd gehad as om iets nuuts te hoor en te sê nie. Met ander woorde, dis meer 'n kuriositeit. Die apostel Paulus is in wat hy leer is vir hulle 'n snaaksigheid. Dis nou iets anders. Jy weet, kom ons hoor 'n bietjie meer. Jy weet, ons het hierdie een nou nog nie gehoor nie. Dit is daai tipe ding. En hulle het vir niks anders tyd gehad nie. Jy kan jouself indink. Dit is 'n redelike selfgenoegsame gemeenskap. Jy weet, ons het net nou van die Atheners gepraat. Ek kan dit eintlik vergelyk met wat ek as student beleef het daar op die Bult. Toe die Bult nog 'n heel toeganklike plek in Potchefstroom was. Daar was 'n plek gewees met die naam van die Akker. Dit was 'n koffiedrinkplek gewees. En daar was sekere ouens wat die elke dag daar kry. Ek sal altyd hulle name noem nie, want party van hulle leef nog. Maar jy weet, hulle is altyd aan die gesels en is oor die teologie en oor die filosofie en oor die lewe en oor die kuns en die tipe van dinge, jy weet. Hulle was eintlik professionele koffiekroeggangers gewees en daar was altyd sulke gesprekke gewees onder hierdie ek wil amper sê professionele studente, maar party van hulle was nie eers meer studente gewees nie. Maar ja, so in Parys en Frankryk vandag nog seker kry jy sulke mense wat vir niks anders tyd gehad het as om iets nuuts te hoor of om iets nuuts te sê nie. Jy weet so. Maar ja, ek het nou die woord gehoor dat my tyd op is. Ek wil nie graag met Paulus se toespraak begin, sommer in die middel begin en daarmee in die middel ophou nie. So, ons sal dan vereers afsluit op hierdie noot. Is daar enige vrae oor hierdie eerste klompie verse tot vers 22?